Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom aan al ons besoekers vanoggend. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God. En dan antwoord hy ons met sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Kom ons staan dan nou en loof die Here deur vir hom saam te sing uit Psalm 122. 'n kosbare psalm waar ons juis sing van die lieflikheid en die heerlikheid daarvan om die Here te aanbid. Soos Israel waar hulle na die tempel toe optrek om die Here daar te aanbid, waar hulle sing, ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit, kom laat ons optrek hier vandaan om na die Here se huis te gaan. O heilige stad, gelukkig oord, ons voete staan nou in jou poort, Jerusalem, waar al die stamme op Gods bevel hul feesdag hou. Jerusalem is goed gebou en glinster in die son se vlamme. En dan in vers 2, daar sing ons vir die Here, ons bid vir die Here se seën oor Israel, oor Jerusalem, oor sy kerk. Sing aan 122 en daarvan vers 1 en 2. Saam met die kerk van Christus deur die eeue bely ons nou ons een en enige geloof en ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig.
Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here antwoord ons op ons belydenis met sy heilige wet. Daarom luister ons vanoggend weer saam na die wet van ons Here vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneer beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wet van die Here vlek ons lewens en ons harte voor hom oop. Daarom bely ons sondes voor die Here en ons bely dit met opregte rou, maar ook met hartlike oortuiging van sy genade. So sing ons Psalm 32 en daarvan sing ons saam vers 3.
Broers en susters, laat ons saam bid. Ons heilige, almagtige en soewereine God. Hoe heerlik is dit om saam te kom in U huis en ons harte, ons monde, ons hele lewe tot U te hef. Hoe soet en hoe kosbaar is U woord in ons mond wanneer ons dit vir U mag sing. Hoe verkoop dit die hart, hoe vertroos dit die siel wanneer ons U woord daarin bære en daarvan jubel. Ons prys U vir wie U is. Oneindig groot, heilig en regverdig en ook barmhartig en 'n ontfermer. Ons prys U dat ons vrymoedig verneder mag word voor U. Want verneder, dit is ons. Ons is klein, ons is stof. En ons is ook nog ongehoorsame stof. Dit sien ons, dit voel ons, dit ervaar ons des te meer wanneer ons voor U wet kom. U wet is heilig soos wat U is, dit is U ewige woord, U ewige wil. En ons bely dat ons gereeld dit oortree. Wil U ons vergewe, wil U altyd ons in ons Here Jesus Christus en in sy offer sien. O, wanneer die sonde ons wil vervreem van U, wil U dit tog van ons wegneem. Verlos ons beide van die skuld en van die krag van die sonde. Mag dit nie oor ons heers nie. Maak ons heilig. Vorm ons, bou ons. O, wees ons genadig, Vader, dat ons voet vas mag wees in U weg. Want wat anders is daar op hierdie aarde? Waar anders sal ons die volheid, die heerlikheid, die versadiging vind wat ons vind in U weë? O, bewaar ons altyd daarop. Ons gaan nou 'n tyd in waar ons U woord wil ondersoek en daarna wil luister, waar U ons leer en tot ons spreek oor lyding en oor swaar kry. U wat daar hoog in die hemel sit en 'n oog het wat niks oorslaan nie, U ken ten diepste die lyding van elke een van U kinders. U weet presies waar die seer lê en hoe dit lyk. Wil U self dan deur U woord en deur U gees U lig en U troos bring. Nou mag U woord vorm hoe ons dink. Mag U woord ons spys wees, dag na dag. Lei ons deur die Gees nou dat ons die woord reg sal onderskei en verstaan, en dat ons dit wat ons verstaan sal glo, dat ons dit sal lief hê. Ons is so afhanklik van die Gees vir dit. So lei ons, bewaar ons en bou ons deur die krag van U woord. Vader, hoor dan ons bede, mag dit voor U aangesig welbehaaglik wees, enkel en alleen in en deur ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam gaan luister na die woord van ons Here, laat ons vir hom sing. Ons gaan die lied van Moses sing, Psalm 90, en daarvan sing ons saam vir ons Here vers 1.
die Here wil, sal ons vir die volgende paar weke saam deur die boek van Job werk. Ons sal nie vers vir vers daardeur gaan soos in vorige reekse nie, maar ons sal in ongeveer 5 preke na die geheel van die boek Job kyk, deur te fokus op sentrale en kern waarhede, dinge wat die Here vir ons openbaar reg deur die boek Job. Die hooftema van die reeks, die lyn wat ons reg deur hierdie lang en kosbare boek sien, is dit: wanneer die soewereine God se kinders ly. Dis 'n tema wat altyd in seisoen is. Dis 'n put waaruit altyd gedrink kan word. Sommige, baie van julle sit vanoggend hier met lyding, op soek na die genesende lig van jou Here se woord. Ander sit hierso met wonde van lyding wat in die verlede is, en die res kan dit weet. Lyding kom. Die apostel Paulus, nadat hy gestenig is en dit oorleef het, kom by die gelowiges in Debre, en daar bemoedig hy hulle met die woorde: deur baie verdrukkinge moet ons die koninkryk binnegaan. Die Here gee vir ons tekste soos hierdie, hy gee vir ons boeke soos hierdie, juis as salf vir ons seer. Maar nie net dit nie, hy gee ook vir ons tekste en boeke soos hierdie, om ons voor te berei vir die donker dae, die berge, die valleie van doodskade weer, sodat ons onwrikbaar in ons geloof mag wees wanneer daardie dae kom. 'n lamp word immers aangesteek nog voordat dit donker is. Net so gee die Here gereeld ook sy lig nog voor dit nodig is. Aan die een kant 'n vreeslike ding om te preek oor lyding. Die realiteit werklik en rou vir baie. Baie van julle se lyding ken ek, maar soos wat julle weet, sal ek dit nooit in volle ken nie. Ek mag bieg, en waarskynlik nog nie so baie soos die meerderheid van julle gely nie. Daarom mag ek nie 'n woord durf spreek uit my eie uit nie. Dat alles aan die woord van die Here getoets word, daaruit gehaal word. Dit is immers al waar jou troos lê. Al waar die salf vir jou seer gaan gevind word. Ek kan saam met my oopmaak by die boek Job, hoofstuk 1. Ons gaan daarvan saam luister na die hele hoofstuk 1 en gedeelte van hoofstuk 2 tot by vers 10. Nou, ons weet baie min van die man Job, sy persoon, sy tyd, sy omstandighede, sy posisie. Ons weet nie eers wanneer of deur wie die boek neergepen is nie, maar vanuit die boek self kan ons aflei dat Job geleef het voor die tyd van Israel. In die patriargale tyd, die tyd van Abraham, Isak, Jakob, die aartsvaders. Hy het in die vroeë hoofstukke van Genesis geleef. Nou die verhaal van Job en die kwessie van die gelowige se lyding, die worsteling wat dit by die mens bewerk. Dis iets wat die Here dus van die begin af nie oorswyg nie. Wat hy van die begin af vir ons oorleer, openbaar, sy lig gee. So Job 1 en daarvan vers 1. Daar was 'n man in die land van Us, wie se naam Job was. En die man was vroom en opreg en godsvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Nou is vir hom 7 dogters en 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur om hulle te heilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Want Job het gedink,
Miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte geseën. So het Job altyd gedoen. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? En daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploeg was en die esels aan wy langs hulle, het die Sabeërse inval gedoen en het weggeroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en het weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, u seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom wat die huis aan die 4 hoeke gryp, en het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeur en in aanbidding op die grond geval, en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig, en niks, of aan God niks ongeryms toegeskryf nie. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid. Alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig, sonder oorsaak. Toe die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, hy sal u in die aangesig seën. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. En hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit. Sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte nie, aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.
tot sover. Een van die groot en onbekende openbarings wat ons kry in hierdie gedeelte, is waarskynlik hierdie van die hemelse raad, wat so versamel voor God, waar die Satan ook betrokke is. Ons word taamlik min geleer deur die Here oor die hemelse raad. Ons vind dit in tekste soos 1 Konings 22, daar waar God Agab wil stuur na 'n oorlog, waar hy verslaan sal word, wat hy sal verloor. En dan vra hy aan sy skare knegte, wie sal hy stuur om hierdie taak te verrig? En 'n gees tree na vore wie dan die taak gaan verrig. Of Psalm 82 wat meld dat God sy opperplek onder die hemelse raad inneem. Psalm 89 waar die digter meld dat geen een van die hemelse raad met God vergelyk kan word nie. Psalm 103 spreek van die Here se knegte, sy engele wat altyd gereed staan om sy wil te doen. Nou, vanuit tekste soos hierdie, verstaan ons dat die hemelse raad bestaan uit God, as die een wat soewerein en oor alles regeer en heers, sowel as dan sy engele onder hom, as sy direkte instrumente en knegte. Sien vanuit hoofstuk 1 vers 6 en 2 vers 1 dat hierdie engele of knegte gereeld voor God in die hemelse raad vergader het en dan waarskynlik verslag gedoen het van hulle diens. Maar dan hoor ons onder hulle kom die Satan. Nou in hierdie tyd van Job was die Satan nog nie so bekend soos wat hy aan ons in die Nuwe Testament is nie. Eers in die Nuwe Testament word hy genoem die aanklaer, die vernietiger, die versoeker, die bose een, die heerser van hierdie wêreld, moordenaar en vader van die leuen, die slang, die leeu en die ou draak. Maar wat ons wel sien hier oor die Satan, is hy staan teen God en God se mense. Die woord Satan beteken teestander, hy wat God en sy werk en sy wil teenstaan. Mens sien dit ook in die gesprek met God. En God hom vra, waar kom jy vandaan? Hy is nie besig met God se werk nie, met God se doel nie, hy kom van 'n swerftog af, besig om sy eie hoogmoedige, selfsugtige ambisie en doel uit te voer. Dit is inderdaad 'n baie interessante openbaring hierdie, iets waar ons baie vrae kan hê, maar op hierdie punt moet ons sê, goed, laat ons nuuskierigheid onderwerp aan dit wat God behaag het om te openbaar. En laat ons erken dat die verborgde dinge aan God alleen behoort. Laat ons eerder vra, waarom leer die Here vir ons van hierdie hemelse raad? En dis kom hierop neer, die doel van hierdie teks. Die rede waarom God hierdie aan ons openbaar, is die vraag, sal God aanbid en gevrees word, bloot omdat hy God is? Omdat hy is wie hy is, sal hy daarom aanbid en gevrees, liefgehê en gekoester en gedien en gehoorsaam word. 'n vraag wat oor elkeen van ons opreis soos die môreson. 'n vraag wat na die binneste, die diepste gronde van my en jou geloof spreek soos geen ander nie. Is God waardevol genoeg, kosbaar genoeg, heerlik genoeg, skoon genoeg, heilig genoeg, dat hy aanbid en gevrees sal word deur my en jou, net omdat hy is wie hy is, en vir geen ander rede nie. Dis die groot vraag. Kyk saam met my na die teks. In vers 1 kry ons vir Job, 'n man vroom en opreg. Hy was nie sondeloos nie, hy was 'n mens, maar vroom en opreg, dit spreek tot die binneste van sy hart, sy ingesteldheid teenoor die Here en teenoor die lewe. Vroom, hy het sterk gestaan, sy hart gerig om te wandel in die weë van die Here. Opreg, hy het sy uiterlike lewe saam met sy vroomheid by mekaar uitgebring en hy het dit wat in sy binneste is ook uitgeleef. Die bron waaruit hierdie lewe van Job gevloei het was gewoon dit. Hy het die Here gevrees. Hy het die Here geken vir wie hy is. Hy het in verhouding met die Here gelewe en die Here nie geïgnoreer in meeste dinge in sy lewe nie. Hy het die Here gevrees.
altyd voor hom gewandel, en die resultaat daarvan is hy het afgewyk van die kwaad. Daar waar die kwaad hom voor oog gehou word, het hy aktief ander rigting ingeslaan, weggedraai van dit af. En die Here het hom geseën, 10 kinders in totaal. Besittings in vee, kamele, slawe, soos die van 'n koning. Niemand in die ooste kom met hom vergelyk word nie. Die Here seën werklik die wat wandel in sy weë. Job was 'n uitbeelding van Psalm 120. Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van sy hande sal hy sekerlik eet. Gelukkig is jy en dit gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. En meer nog, God se seëninge het Job nie homself laat verhef in hoogmoed en in selfstandigheid soos wat ons geneig is om te doen nie. Telkens wanneer Job se kinders fees vier, het hy na die tyd vir hulle ingetree met offers vir indien hulle gesondig het. Hy was jaloers oor die eer van die Here. As sy kinders dalk in hulle feesvieringe die Here geseën het, is 'n eufemisme vir vloek in hierdie teks, in hulle harte. As hulle dalk die Here se naam oneer aangedoen het, dan moet dit reggestel word. Bloed moet vloei, maar mag dit tog nie die van sy kinders wees nie. Bring hy offers, hy tree vir hulle in. Hy dus sy en sy huis se afhanklikheid van die Here se genade geken. Hy het homself nie verhef deur sy rykdom nie, hy het nie blind geword nie. So Job is aan ons bekend gestel, 'n man van wie, soos die Hebreërs skrywer sê, hierdie wêreld nie waardig was nie. En nou wys die Here vir ons wat aangaan in die hemel. Vanaf vers 6 hoor ons na die hemelse raad weer vergader en die Satan, die teestander van God en sy mense, hy vergader daar saam met hulle. Let eers op voor ons kyk na wat die Satan dan doen. Let eers op hoe uiters bemoedigend is dit wat die Here oor Job sê. Die Here vra die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Die Here sien en verbly hom wanneer sy kinders in sy weë wandel. O, jubel en juig daaroor dat die Almagtige sien my en hy roem daarin wanneer ek hom gehoorsaam probeer wees. In sy weë wandel, ek sukkel, ek val gereeld, my liefde vir hom is gering, my vertroue op hom is weinig, al my pogings aan getrouheid is onwaardig, ek verdien niks. En tog sien die Here dit. Tog roem hy daarin, want dit is die werk van sy eie hand binne in ons. Maar hier kom die Satan, en hy kom met die groot vraag. Is dit verniet dat Job vir God vrees? U beskut hom van voor en agter. U seën die arbeid van sy hande, kyk sy kinders, kyk sy vee. Natuurlik aanbid en vrees Job vir God. Watter man op aarde sou nie, indien God dit vir hom gegee het nie? Vat dit weg. Vat daardie dinge. Vat sy besittings, vat sy vee, vat sy kamele, sy slawe, vat sy kinders. En hy sal u in die aangesig seën of vloek. Dit is 'n geweldige beskuldiging wat die Satan voor die God bring. Wat jy moet sien is, hy beskuldig nie vir Job nie. Hy beskuldig vir God. Hy sê, God is nie genoeg om aanbid te word, net omdat hy is wie hy is nie. Hy is nie. Hy moet seën daarby met voorspoed en uitkoms. Dis waarom hy aanbid word. Dis waarom God vir Job vrees. God moet dit die moeite werd maak. Hy moet iets gee, of hy sal 'n leë koninkryk hê. En so ontstaan die vraag dan, sal God gedien, aanbid, gevrees word, eenvoudig omdat hy is wie hy is?
Dis die vraag wat tot die binneste, tot die siel van jou en my geloof spreek. Sal ek God aanbid en vrees, bloot omdat hy is wie hy is, onvergelykbaar in heerlikheid, volheid, waarde, kosbaarheid. Is hy vir my genoeg? Of moet hy dit vir my die moeite werd maak? Dien ek hom eintlik net vir dit wat ek by hom kry, die seëninge? Nou, ons moet waak hier en eers vra, is dit dan verkeerd om te bid, te hoop, te verwag dat God ons en ons kinders se lewens hier op aarde sal seën, dat ons van hom af sal ontvang? Geensins is dit verkeerd nie. Hy beloof dit dan aan ons. En hy sê vir ons om hom aan te roep daarvoor, soos wat hy ons laat sing in Psalm 81. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trou verbond, al wat julle ontbreek, skenk ek as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Maar waar dit hier gaan, is die vraag, is die Satan reg? Sal God gevloek word, verlaat word, indien hy niks gee nie? Indien hy selfs vat wat hy gegee het? Is hy genoeg in homself of nie? Dis die vraag. Dis wat op die spel is. Die Here gee toe vir Job oor aan die Satan. Die Here laat Job se geloof toets. Is Job se geloof, sy vrees vir die Here, in wie God is, of in die seëninge wat hy hom gee? En Job word vernietig. Vers 14 tot 19 skilder vir ons hierdie donkerste van dae, waar die een na die ander boodskapper Job se hart vertrap. Eers die beeste en die esels, toe die kleinvee, toe die kamele, en laastens ook sy kinders. Alles weg. Was dit maar net sy besittings, maar selfs sy kinders weg. Jy kan by 'n man alles vat en hy sal staan. Jy vat sy kinders en jy gaan hom neerpen op die grond. Dit weet jy self. Jou bitterste lyding is gewoonlik nie die wat jy aan jou eie lyf voel nie, maar die wat jou kroos aangaan. Wat het Job oor? Waarvoor sal hy nog kan dank? Die ganse hemelse leerskare tree op hierdie oomblik vorentoe. Die oog op Job. Wat gaan nou gebeur? Vers 20. Toe staan Job op en skeer sy mantel. En hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond neergeval. Die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Hoe doen Job dit? Want die Here is genoeg. God self is waardevol genoeg, kosbaar genoeg, heerlik genoeg. Hy in homself is oneindig waardig om aanbid en verheerlik en geliefd te wees. Al vat hy alles. Hy is die Here. Prys hom wanneer hy gee kinders en rus en koring en wyn en mos en olie. En prys hom wanneer hy neem olie, wyn, mos, koring, rus en kinders. Job het sy vroomheid behou. Hy het nie ineengestort nie. Soos 'n gebou waarvan die pilare rondom alles weggevat word, maar die gebou staan, want die gebou is op 'n onbreekbare rots gebou. Daardie rots is die Here self. Hy is genoeg, oorweldigend genoeg om geloof en geprys te word, bloot omdat hy is wie hy is. Die glorieryke God. En as dit nie genoeg was nie, die Satan verskyn weer voor die Here, met sy onophoudelike lus teen God. Die Here wys hom weer op Job, hoe hy volhard in sy vroomheid, alhoewel hy vernietig is, die pilare is weg, maar die gebou staan, maar die Satan sal nimmer rus nie. Hy druk verder, U het my dan verbied
om sy vlees aan te tas. Hy weet, U het hom beskik. Maar tref homself ook, dan sal hy oor die lyn gestoot word. Hy sal God vloek. En dan hoor ons, Job word getref met swere. Bose swere. Later in die boek praat Job van die wurms in sy swere. Hy waag nie om met sy vingers te krap nie, hy vat 'n potskerp. Hy krap daarmee. Van sy kroon tot sy toon, stikkend, walglik, verbreek, sodat wanneer sy vriende hom van ver af sien, herken hulle hom nie. Selfs sy vrou kom na hom toe en sê, vloek God, sterf. Maar dan antwoord hy weer hier in hoofstuk 2 vers 10, die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. In ander woorde, ons aanbid God nog nooit vir die goeie wat hy gee nie. Dis nog nooit die grond nie, ons bid hom omdat hy God is. O, 'n wêreld van lieflikheid, glorie, koslikheid, dis hoekom ons hom aanbid, want hy is wie hy is. Hy wie aan geen mens 'n druppel van die goeie verskuldig is nie. Hy wat ongeag of hy die goeie of die slegte gee, is wie hy is, ondenkbaar skoon, lieflik, mooi, heilig. Hy wie in lieflikheid en waarde skitter en die hart met verwondering verbly, al trek hy 'n doodskade weer oor ons. Soos vir Job, geliefde van die Here, daar is jou behoud in donker dae. Wie die Here is. En dan die vraag wat ons elkeen weer in die gesig staar, dien, aanbid en vrees ek God omdat hy God is? Of terwille van wat ek kan kry by hom? Broer, suster, het jy al sy lieflikheid gesien? Het jy sy soetheid al geproe? Het jou oë, die oë van jou hart, sy alles oortreffende waarde al gesien? Sodat jy in verwondering en vrees voor hom neerval. Jubel jou hart soos Job, net later in hoofstuk 13, al wil hy my ombring, nog hoop ek op hom. Of soos Asaf, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Of Dawid in Psalm 16, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval, my erfenis is vir my mooi. Versadiging van vreugde is voor sy aangesig, lieflikhede in sy regterhand vir ewig. Het jy jou God al so gesien? Hy is uitnemend bo alles wat hy gee. Bo alles waaraan jou hart waarde kan heg. As die bruidegom in Hooglied uitnemender is as 10.000 geheel en al die lieflikheid self, hoeveel oortreffend is God nie dit nie? Die hemel is die hemel vir hierdie een rede. God is daar. In al sy glorie, in sy heerlikheid, in sy mag, in sy eer, in sy lieflikheid is hy daar, onverduisterd. En die hel is die hel, omdat hy al daardie lieflikheid van hom uittrek. En net in sy toorn en grimmigheid teenwoordig is. Hoe sing die psalms van hom? Psalm 84, waar gesing word, my siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. Waarom? Omdat daar geen pyn en dood is nie, omdat daar oorvloed van weiding en water is? Nee. Dis omdat die Here daar is. Omdat hy daar is sy voorhoewe so begeerlik. Daarom net 'n paar verse later in Psalm 84, jubel die skrywer, 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer staan by die drempel in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Psalm 27, waar Dawid sing, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek. Dat ek in die huis van die Here mag woon, al die dae van my lewe. Hoekom? Om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Dis wie jou Here is.
Hier het ons nog nie die vraag geantwoord, waarom ly die kinders van die soewereine, almagtige God nie? Vanuit hierdie selfde teks sal ons, as die Here wil, volgende week daardie alom belangrike en dringende vraag antwoord en ook die lig en die salf wat die Here daarvoor gee sien. Maar hier sien ons vanoggend dit. God sal aanbid en gevrees word bloot omdat hy God is. Omdat hy genoeg is in homself. Selfs sonder alles wat hy gee. En wanneer jy dit sien, geliefde, wanneer jy God so dien, wanneer jy hom so dien en aanbid en vrees, nie vir wat hy gee nie, maar vir wie hy is, dan word die Satan en elke ander teestander van God se monde gestuit. En God se eie heerlikheid, sy waarde, sy glorie word uiters verhef en duidelik gesien. Die Here gebruik deur die eeue die lyding van sy kinders om sy vyande te verstom en homself te verheerlik. Oorweeg hier by Job. Na hierdie gebeure hoor ons nie weer van die Satan nie, hy's weg. Hy's stil, hy swyg. God het in Job bevestig dat hy self waardevol, kosbaar en heerlik genoeg is om gevrees te word, gedien te word, geliefd te word, bloot net omdat hy is wie hy is. So beskaam en verslaan hy die Satan en wys voor die oë van die ganse skepping sy waarde en sy heerlikheid in Job. En oorweeg dat nêrens anders sien jy hierdie waarheid. God wat die vyand verslaan en homself verheerlik deur die lyding van sy kinders, soos by ons Here Jesus Christus nie. In hom bereik God se oorwinning van die vyand deur sy kinders se lyding die hoogtepunt. Jesus het gely, soos Job het hy alles verloor. Hy wat in die gestalte van God was, wat God is, volkome gelukkig en tevrede. Neem die gestalte van 'n dienskneg aan. Sy lewe lank word hy verwerp deur die volk wie hy gekom het om te verlos. Aan die einde word hy deur sy eie verraai, verlaat, verloon. Aan die kruis verloor hy selfs sy eie lewe. Maar sien hierdie, meer word by hom gevat as by Job. Oneindig meer. Daar aan die kruis verloor hy nie net sy fisiese lewe nie. God se teenwoordigheid word van hom weggevat. Dit het Job nooit gesmaak nie. Die toorn en wraak van God oor die sonde, oor die siel van die mens, dit drink die Here Jesus daar aan die kruis. Die besonderste ding wat jy dan sien is, dis weer eens, juis deur hierdie lyding, wat God die vyand verslaan en homself verhef en verheerlik. Die Satan wat die gelowige voor God nog altyd aankla en beskuldig, word soos 'n weerligstraal uit die hemel neergewerp, uitgewerp. Al die beskuldiging van die kinders van God het die Here Jesus op hom geneem met die vonnis daaroor. Hulle is vry. En Jesus het gehoorsaam gebly, elke druppel van hierdie lyding in gehoorsaamheid gedra. En daardeur, wat gebeur daardeur? Hy verhoog en verheerlik God in sy heerlikheid, sy waarde, sy kosbaarheid. Dat hy gedien sal word en gehoorsaam sal word, al kos dit ons Here Jesus die angste van die hel. Dieselfde geld vir jou lyding, broer en suster. God stop die mond van sy teestanders. En hy wys sy alles oortreffende heerlikheid in en deur elke oomblik van jou pyn. Broer, suster, jy het al baie verloor. Maar hier sit jy.
Jy het vasgehou aan die Here jou God as beter, kosbaarder, meer waardevol as alles wat hy gee. Alles wat hy gegee het en alles wat hy by jou geneem het. Die duiwel se mond daardeur gestuit. En die naam van God, wie hy is in sy waarde en heerlikheid, word duidelik deur die ganse skepping gesien wanneer jy breek. Wanneer jy jou klere skeer en op die ashoop sit en dan neerval in aanbidding. Want hy is kosbaar genoeg. Die engele skare van die hemel jubel. Elke oomblik van pyn, hoe kosbaar, hoe lofwaardig, hoe heerlik is die Here van die leerskare, die God van hierdie mens. Amen. Ons bid saam. Vader wat in die hemel is, weer eens 'n vreeslike ding om te besin en te praat en te dink oor die seer van u kinders. Wie kan dit ooit werklik begryp en verstaan soos wat u doen? Daarom prys ons u vir die kosbaarheid van die woord, dat u nie swyg nie, dat u nog nooit het nie, maar dat u in ons droefheid en ons trane neerbuig na ons en die salf van u woord gee. Prys u vir u soewereiniteit, dat u heers en regeer en dat daar nie 'n druppel lyding oor ons sal kom buite u beheer nie. Ons prys u dat u uself verheerlik en verhef, o die vyand verslaan deur ons lyding. Daar is nie 'n hoër doel wat dit kan dien nie. In alles in ons lewens verlang ons na u heerlikheid, om u te verheerlik, om u te prys, om u waarde sigbaar te laat word in ons lewens. Hoe kosbaar dan dat u self deur ons donker dae verheerlik. Nou Vader, wil u die kinders troos vir al die wat die diepste en die langste en die swaarste ly. U weet van elke siekte, elke skeet, elke pyn. U weet van elke traan wat gevloei het oor die toestand en die rigting van kinders. Die Gees alleen wat kan troos. Mag u woord en die Gees tog die kinders wat ly altyd versterk en vertroos. En wil u uitkoms gee op u tyd, en indien u besluit en indien dit u in u wysheid en u liefde behaag dat die lyding langer moet duur, o versterk hulle. Nou hulle staan dit teen die aanvalle van die duiwel, die wêreld en hulle eie vlees. Laat die geloof wat u in die kinders bewerk het tog gereinig word, gesuiwer word, blink en skitter deur die swaar kry. En mag u oneindig daarin verheerlik en verhef word. En ons prys u vir u teenwoordigheid en die krag en die gesag, die heerlikheid wat altyd oor ons en ons kinders is. Dat ons mag rus in u, in weelde en in ongeluk, in voorspoed en in druk. Bly u wie u is. O, ons loof u vir u heerlikheid. Ons loof u vir u skoonheid, u lieflikheid. Hoe verlang ons siel, ja, smag na u voorhoewe. En daarom in eenvoud sowel as in tragedie, bid ons, kom Here Jesus, kom tog gou.
Amen. Ons gaan nou in slotte vir ons Here sing vanuit skrifberuiming 74, die beruiming van Habakuk 3, en ons juis die Here loof oor hierdie kosbare waarheid. Psalm skrifberuiming 74 en daarvan vers 1. Liefdes in die Here, ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.